Goeiedag, my naam is Esther Haarlou. Dis my voorreg om jou op my laaste dag by Radio Kragbron te wys hoe lyk Radio Kragbron, wat ons doen om vir julle die beste gemeenskapsradiostasie in die hele wye wêreld te bring. Kom gerus saam met my. Ons gaan begin en jy kan sien op Bronx TV presies hoe werk die beste radiostasie ooit. Welkom by Radio Kragbron. Dit is ons ontvangstoermaal. Pragtige Olga Burger wat ons ontvangs doen. Olga, sê daar vir mense. Hallo almal van julle. Het is lekker om te weet, ek word vriendelik onthaal. Voordat ons verder gaan, ek weet ons gaan na die atelier toe. Ons beker waarop ons baie trots is, wat ons aangedui het as die beste gemeenskapsradiostasie nasionaal. Ons het 'n gemeenskapsstasie soos Soweto FM gewen, wat 'n stasie is wat nou 'n paar jaar op die lug is en hulle het hordes luisteraars. So, dit gaan alles oor luisteraars betrokkenheid, dit was die Sonnetas Aureus beker. Ons kan voortgaan. Ons het 'n afgeskorte atelier waar ons ingaan gewoonlik. Dit is ons uitsaai atelier. Ons het 'n gedeelte waar ons aanbiedingsassistente sit. Ons het dubbel ateljeers, want ICASA vereis dat jy dubbel ateljeers het. As jy na daai kant toe kyk op die oomblik is waar Marsha Keen, ons programbestuurder wat oorgaan neem by my, besig is om uit te saai. Ons is nou besig met 'n program spesiaal vir ons pasiënte. Rian Brimmer wat ons ook gebruik as Zac Efron, soos jy kan sien, baie mooi. Ons is redelik digitaal, maar ook op die stadium op 'n manier met die hand. Ons werk met CD-spelers, maar ook op die rekenaar met ons uitstekende mengbank. Aan die kant is ons tweede atelier. Dis 'n atelier wat presies gebou is soos daai atelier. So met ander woorde, as ons opnames in daai atelier maak, klink dit presies in dieselfde klankkwaliteit as wat jy daar kry. So jy gaan nooit weet of die persoon lewendig is of nie, alhoewel Radio Kragbron glo aan lewendige uitsendings en dit is vir ons regtig lekker om saam met Bronx TV vandag amptelik 'n program te begin waarin ons oor tegnologie praat, maar Bronx TV het ons genader en ons is so opgewonde oor die feit dat ons vir die mense kan wys waaroor gaan die massa medium en hierdie geweldige vibe wat daar is rondom analoog wat oorskakel na digitaal toe, want ek verstaan dit self nie, maar ons gaan vir jou verduidelik op 93.1 FM stereo en as jy die program gemis het, bly op Bronx TV want daar gaan jy presies weet waaroor ons gepraat het en waaroor ons volgende praat. Nou, ons het nogal 'n geskiedkundige ding wat nou ook gebeur vandag hierso in die Radio Kragbron ateljee. Nou moet ek vir ons luisteraars bietjie verduidelik, want ek weet die mense wonder altyd wat gebeur in die ateljee. Nou, ek is glad nie alleen in die ateljee nie. Wat ek geniet, is my lekker om 'n vol ateljee te hê, vol mense, maar ons het hierdie imponerende groot videokamera ook in die ateljee vandag. As ek moet sê, ek skiet dalk wel amper weg om vir die te kyk, maar mense is half bang. Weet, ek het nie vermeer aangesit vanoggend. Maar ja, ons het begin met 'n splinternuwe program op Radio Kragbron vandag en die program se naam is Ons in die Tegnologie en ek het saam met my in die ateljee het ek vir Eugene Redlinghuis en vir Mario van Vieren van Bronx TV. Welkom hier so by ons. Dankie. Hallo, dankie. Nou, vertel ons luisteraars 'n bietjie meer. Jy weet, ek moet erken, toe mense vir my kom sê, nee, ons gaan 'n program doen met Bronx TV en ek dink myself, Bronx TV. Wie is dit? Nee, hulle sê vir my, nee, dis 'n internet televisiestasie. Ek sê, internet televisie, wat is dit? Want mense het so 'n idee in jou kop as jy hoor van televisiestasies. Jy sien jou gewone, jou SABC tipe stasies en jy het nou jou DStv en dit is vir jou televisiestasies. Vertel ons 'n bietjie meer van Bronx TV. Waar kom dit vandaan? Wat is dit? Ja, mense moet besef die gesig van televisie verander heeltemal. Jy weet, soos jy gesê het, die dae van SAK en DStv as die enige platforms is deel van die geskiedenis en vanaf af begin dinge ontwikkel sodat mense internet kan gebruik en telefone kan gebruik en allerlei tipe van fancy gadgets. So ja, die hele gesig van televisie het verander en dit is waar internet televisie ook inskakel. En ja, om te begin om Bronx TV, hoe dit ontwikkel het, Bronx TV val onder 'n maatskappy met die naam van African Sky, wat 'n distributing company is, wat 'n produksiemaatskappy is ensovoorts. En onder andere is Bronx TV is een van ons projekte as 'n platform. Ons het ook 'n kanaal, 'n musiekkanaal wat ons besig is om te ontwikkel. So Bronx TV is vir ons gemeenskapsding. Ons is al lank wat ons in die gemeenskapswerk doen en proewe doen. Ons het ook probeer 'n radiostasietjie, jy weet, op die internet doen 5 jaar terug. So dit is maar 'n samevoeging van klomp idees, samevoeging van tegnologie, hoe die tegnologie ontwikkel het en waar ons gesien het waar ons 'n verskil kan maak met gemeenskapstelevisie. Dis nou nie soos dat jy nou op jou televisie kan kyk nie, maar ons gaan nog dit in programme bespreek. Dit is goed as wat in die pipeline is, dit is wat gaan gebeur.
So ja, gemeenskapstelevisie, Bronx-televisie, dit is wat dit is. Dit is 'n groot area, is die Kongweni area wat ons bearbei. En dit is nog ons die beginstadiums en ja, ons begin van daar af te bou. Dit is vir ons belangrik en dit is vir ons 'n voorreg om by Radio Kragbron te wees om hierdie program te kan doen en te kan sien waar toe gaan die tegnologie, dat die luisteraars kan sien en dit ondersteun. Fantasties. Nou, vertel ons 'n bietjie, wat bied Bronx televisie alles vir die mense? Want julle sê nou julle is op by die begin, julle dek nou hierdie area, maar wat doen julle presies? Man, Bronx TV, dit is ons doen programme, community programme, kookprogramme, maar ons skiet dit live, ons gebruik die omgewing, die dorpe, sy eie mense, en nie akteurs nie, wil miskien mense wat akteurs wil word, eendag, ons doen maak bemarking vir besighede, maar dit is alles live ads, dit is mos soos gewone televisie, soos SABC, dit word maar net kort geknip, as jy nou gaan kyk op Mnet, het hulle, ook maar jy gaan kyk na jou programmetjies in 5 minute, 3 minute, so ons maak programme, en ons doen advertering. Gemeenskap. Ja. En ons het nog by daai vragies kom, en dit is 'n wonderlike platform wat ons kan gebruik. Ja, ons het 'n groot span, ons is 'n vol produksiemaatskappy. So behalwe van die televisie wat ons nou doen ons baie ander projekte ook. So ons het die editors en ons het die studios, so mense moet graag vir ons kom kuier, ja, en te kere gaan. Ja. Nou, ek sien julle net vir my hier op julle tikkenaar, dit is 'n woord wat Heinrich Grootboom van ons nuusredaksie, hy sê hy wil dit nog laat opneem in die hat. Dis 'n hy sê dis nie 'n rekenaar want hy bereken nie, dis 'n tikkenaar wat jy tik in die ding in. En julle het hierdie pragtige webwerf waarop ek moet vir die mense sê dit is nou nogal heel dis baie nice. Ons luisteraars moet gaan 'n draai maak. Gee gou vir ons julle webadres vir die mense wat wil gaan kyk. Maar dis www.bronx.tv. Ja, en ons nuwe face word vanmiddag ook opgelaai, alles word vanmiddag, so teen môre sal dit heeltemal 'n nuwe face wees, 'n nuwe wat tans op is. Fantasties, maar die mense, as jy nou nog kan gaan kyk, maar van as jy môre gaan kyk, het alles verander. Alles is waar. So dit is so dit is en tegnologie verander so verskriklik vinnig, maar vertel 'n bietjie vir ons, wat is die doel van so 'n tipe radiostasie? Ag, ek dink televisie. Jammer. Internet. Ek werk in radio. Ek dink die groot doel daarvan is om gemeenskappe mekaar te kry. Dieselfde met gemeenskapsradiostasies. Dit is 'n platform vir die gemeenskap om te gebruik. Dit moet pret wees vir almal, mense moet betrokke raak. Soos wat ons dit in radio wil hê, so wil ons dit in TV ook hê. Dit is in TV gebeur in die platteland. Die mooi goed is gebeur in die platteland. Dis nie net altyd in die stede en die programme nie. So ons wil dit, punt nommer 1, wil ons dit graag doen. En ja, en ons wil 'n platform skep, 'n venster skep na die buitewêreld toe, want omdat ons internettelevisie is, ons is net gebonde aan 'n sekere area nie. Die hele wêreld na buitekant kan na Bronx TV kyk. So ons bou die platform vir volgende jaar, vir die wêreldbeker sokker ook, sodat die mense kan kom kyk. Jy weet, ons is 40 km van die stad af weg. Mense kan kom kyk hoe lyk dit daar. Hulle kan ons besighede ondersteun. Ja. Daai van koetjies. Ja, jy gesien internetstelsels, dis maar 'n normale internetsite. Die verskil is ons doen dit net met live footage. En jy kombineer maar net jou mense bymekaar. Dis nie soos 'n Facebook of 'n YouTube wat duisende programme op het, maar niemand weet waar dit is nie. Dis gekonsentreer in jou gemeenskap.